Goeiemôre, wat se dag is hierdie? Dis petroldag, nee, maak seker my boetie en sussie, jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week, nêrens in God se woord staan daar enigstens iets van 'n krywe of geabba word nie. Nee, die Here het gesê, volg my. En dit is presies wat ons moet doen. So maak seker jy kry jou petrol, moenie die onderlinge byeenkomste nalat nie. Moenie dink as jy op jou bank sit by die huis dat dit is dieselfde ervaring nie. Ek lees vanoggend iets wat so mooi is en dit sê dat jy sit op die bank en daar's 'n prentjie op jou TV van 'n vuur, 'n kaggel. Jy sien dit, maar jy ervaar nie daai warmte nie. Dit is presies dieselfde. As jy by die huis sit, sien jy die evangelie wat op die TV is miskien, maar jy ervaar nie daai warmte tussen medeboeties en sissies, medegelowiges nie. So maak seker, jy gaan na die huis van aanbidding en jy kry jou petrol. Halleluja. As hy awesome. My naam is Dani Gerber en vandag gaan ek en jy 'n bietjie gesels ook oor 'n onderwerp wat baie keer gevra word. Is dit nodig? Is dit 'n moet? Hoekom moet ek dit doen? Dis die doop. En dan is daar baie verskillende gevalle, is dit groot doop, klein doop, al daai allerlei goedjies. Ek weet en ek sê net, as God se Heilige Gees jou nie oortuig van die doop nie, dan gaan dit jou nie pla nie. Want dan is dit nie vir jou belangrik nie. Maar die oomblik as God se Heilige Gees met jou praat en vir jou sê, jy moet jou laat doop, en dan is dit iets wat jy dan in belang stel, en dan gaan doen jy so 'n bietjie navorsing, en moenie altyd net mense glo oor die woord nie, oor wat hulle sê, jy moet gedoop word nie. Wat sê God se woord? God se woord het 'n hele paar skrifte wat praat oor die doop, en ek wil net so hier en daar vir ons ietsie aanhaal uit God se woord uit. En die eerste een is Johannes 3, hier vanaf verse 1 tot 5. Hy sê hierso, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. En hy het die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, wat niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. En hoor wat sê die Here vir hom. Hy sê, en Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. So daar sal reeds vir ons 'n teken om te sê, weet jy wat, ek en jy, ons moet gedoop word. En dan nog 'n opdrag wat die Here vir ons gegee het is in Matteus 28. Hy sê hierso in verse 19, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. My boetie en sussie, dit is 'n opdrag van die Here af hierdie. Hy's in Galasiërs 3 vers 26 en 27 sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. Wauw, is dit nie maar ook 'n bevestiging dat ek en jy ook gedoop moet word nie? So wanneer ons bekleë is met Christus, dan bedink ons nie meer die dinge van hierdie wêreld nie. Ons bedink die dinge wat daarbo is, en dit is 'n opdrag wat ons moet doen. Romeine 6 vers 3, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? En dan 1 Petrus 3 vers 21 sê vir ons, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus. So wat moet ek en jy doen om weer gedoop, om hierdie salwing te kan ontvang, hierdie teenwoordigheid, die eenheid met Jesus te vang? Handelinge 2:38 sê Petrus vir hulle, bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. My boetie en sussie, dit is uiters belangrik. Ek weet nie hoeveel keer moet ek dit nog meer en meer sê nie. Laat jou doop. Jy weet, en daar's 'n mooi gedeelte, die laaste gedeelte wat ek net vlugtig gou met julle wil deel, is Handelinge 8:36.
want jy weet nie of jy moet gedoop word nie, en dan sê hierdie manne, dit is waar die Filippus, die hofdienaar, saam met Filippus was, en hy sê vir hom, en terwyl hulle so voortreis, dit is in vers 36, nee, en terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Filippus, as u glo met u hele hart, is dit geoorloof, en dan word jy gedoop. En dit is so belangrik, dat ek en jy dit moet doen. En aan Handelinge 22:16, die laaste gedeelte, hy sê, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die naam van die Here aanroep. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord vandag, Here, dankie dat u met ons praat, Here, en u Heilige Gees is die enigste wat ons kan oortuig om gedoop te word in die naam van die Here Jesus Christus, God die Vader en Heilige Gees. Here, praat vandag met elkeen van ons, en dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag, om verkondig hierdie evangelie. Geseënde dag. God bless.